Kijk, 2,5 nie, ek speel net saggies gepraat. Okay. Alright, vanaand het ons 'n special guest speaker. Julle ken hom nie. Ons het hom al die pad verby Wheatlands gaan haal. Okay? Ja, ek speel. Carlo, kom staan gou hierso. Amen. So ek stel jou nou net voor vir Facebook en vir YouTube. Amen. Julle ken hom. Ken julle hom? Paul is jou eerste keer hier, en sê jy like, wie is daai ou? Kyk, Carlo is nou 'n matriek. Amen. Hy's nou 2 jaar. Hoe lank is hy by die jeug? Nou is die tweede jaar, ja. Okay, hy's nou sy 2de jaar by die jeug, né? En dis die enigste ou wat ek al 'n kans gee om te preek wat my nie self kom vra hy. Oom, kan ek 'n boodskap kom deel? Hoekom gee ek hom 'n kans? Hy het diensbaarheid gewys, hy het getrouheid gewys. Hy het groei gewys. Okay, so daar's baie ouens wat my kontak, ek wil my getuienis kom deel, ek wil dit doen, en hulle weet, ons kry 5000 plus views op Facebook, hulle wil net gesien word. Carlo het hier gesit, stil gebly, hy het die Here gedien, elke keer as hy getrou op 'n Vrydag aand, as hy nie kan kom nie, laat weet hy my, ek kan nie kom vanaand nie, hy hoef dit nie eers te doen nie, hy sê vir my, oom, ek is jammer, ek kan dit nie maak vanaand nie. So hy het getrouheid, hy's absoluut honger vir Jesus. Okay, so dit is hoekom hy 'n kans kry om hier te staan. En die doel is dat elke een van julle, né, okay, op 'n punt kan kom waar julle ander mense kan bedien. Of dit nou is hierso, en of dit is in die strate, of dit is by jou huis, waar ook al dit is, dis die doel van hierdie jeug, so om mense te equip. Okay, so vanaand, ek vra gewoonlik wie open vir ons, ek gaan vir ons open, en ek gaan vir hom bid, soos maak julle oë en steek uit julle hande. Dankie, Here Jesus. Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hier te wees vanaand, Here. Dankie, Here Jesus. En ons dankie, my Vader, vir elke ene wat uitgekom het in die koue, Here, wat braaf genoeg was om te sê, ek gaan na die huis van die Here toe, Here. Want dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Dit is vervullend om in die huis van die Here te wees. Dit is wat ons begeer, Here. Hulle kon games gespeel het, hulle kon enigietsie gedoen het, maar hulle het U kom loof, hulle het U kom soek, Here. En ek dankie vir dit. Seën hulle, my Vader. Ons bid ook die seën af op Carlo, Here. Ons dankie, my Vader, Here, dat U reeds die boodskap geseën het wat hy gaan spreek. En ons dankie, my Vader, Here, dat dit die begin van baie sal wees, my Vader. Ons dankie, my Vader, dat U vir hom gaan deure oopmaak, my Vader, Here. Want sy begeerte is om U te dien met sy lewe, Here. En ons weet, Here, wanneer daar so heilige begeerte is, Here, is dit nie uit onsself uit nie. U woord sê, 'n soldaat gaan nie uit op sy eie opdragte nie, my Vader, maar net as ons gestuur word. En ek dankie dat U hom geordyn het om te gaan vir U koninkryk, Here. Here, U het gevra, wie is daar? Wie sal vir ons gaan? Wie gaan ons stuur? En hy het sy hand opgesteek en gesê, hier is ek, Vader, stuur my. En ons dankie vir dit, Vader. Seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. 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 Lekker preek. Dankie. Goeienaand almal. Goeienaand Facebook en YouTube. Nou, voordat ek begin, ek kort eers 2 mense. Jy, my liefie, ons staan sommer hierso. En Damian, kom jy hierso. Okay, so, julle gaan niks doen nie. Moenie worry nie, né? Maar nou, elkeen van hierdie verteenwoordig 'n sekere dier, né? So, my meisie hierso, sy verteenwoordig nou 'n bokkie, né? Catch it, né? Damian hierso, né? Hy verteenwoordig 'n leeu. Nou imagine hierdie, hulle is nou in 'n veld hierso, né? Nou hierdie bokkie hardloop weg, en hierdie bokkie bid, Here, verlos ons van die bose. Hierdie leeu, hy hardloop agteraan, hy sê, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Okay? So nou is die vraag, wie gaan die Here nou antwoord? Gaan hy vir die bokkie so antwoord, of gaan hy vir die leeu antwoord? Kom ons sê nou in hierdie geval, kom die Here en hy antwoord nou vir die bok se gebed. En die bok kom veilig uit by sy huis. En die bokkie kom en sê nou, Here Jesus, dankie dat U my verlos het. Nou is die leeu en hy het die bok verloor. En hy sê, Here, maar ek het U gevra vir my daaglikse brood. En U het my nie geantwoord nie. Hoekom? Maar die waarheid is, as die Here miskien nou vir hom geantwoord het, sou die bokkie se gesin weer gesê het, Here, hoekom het U nie my kind beskerm nie? En ek weet diere dink nou nie so nie, maar kry die prentjie wat ek graag wil skep vanaand. Julle kan maar gaan sit, baie dankie. So, ek was ook ernstig. En die ding is, baie keer is dit dieselfde so in elkeen van ons se lewe.
Ons wil vir die Here sê, wat is die beste manier? Ons wil vir die Here sê, hoor hierso Here, ek wil nie hê dit moet so gedoen word nie, ek wil hê jy moet dit so doen. En dan, miskien kom die Here dan sê, okay, kom ek gee vir jou wat jy wil hê. Dan gee hy vir jou wat jy wil hê, dan verloor jy iets anders. Dan sê maar Here, hoekom? Hoekom het ek die daai ding gehou nie? Ek het gevra vir hierdie ding en U het dit vir my gegee, maar hoekom vat jy daai ding weg? Dan sê die Here, hoekom vertrou jy my nie, my seun, my dogter? Hoekom vertrou jy my nie? Ek lees vir julle Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat julle hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Partykeer, die antwoord, nie net partykeer nie, altyd, die antwoord op ons probleme is om te wag. Want jy sien, hierdie leeu, wat hier so was, né? Hy het miskien die verkeerde intensies gehad. Hy wou miskien nie die bokkie net geëet het net om kos te hê nie. Nee, hy wou miskien revenge gekry het. Hy wou miskien kwaad met kwaad vergeld het, in plaas van kwaad met goed te vergeld, soos wat die woord van God vir ons leer. En dis ook oor die Here gekom het, en nie sy gebed geantwoord het nie. Maar nou jy sien, nou gaan hierdie leeu, en hy gaan lê nou. Hy sê, die Here het my verlaat. Die Here gee nie om oor my nie. Ek het gebid vir daaglikse brood, en die Here het dit nie gegee nie. Ek gaan nie meer vertrou nie. Maar dan daar is ons 'n klein heuweltjie. En net oorkant daai klein heuweltjie is daar 3 vet zebras vir hom. En hy weet dit nie. So nou is hy so upset oor die bokkie wat hy verloor het, dat hy die zebras mis. Die zebras wat vir hom eintlik meer kos gaan voorsien. Partykeer is ek en jy so gefokus op hierdie spesifieke ding. Ons dink dat as ek die kry, sal ek gelukkig wees. Ons dink as die kry, het ek alles in die wêreld. Maar dan die Here eintlik vir ons soveel meer instoor, as wat ons hart, as wat ons eintlik aan kan dink, as wat ons hart kan begeer. Maar nou word ons omgekrap oor een spesifieke ding, wat die Here nou nie vir ons kom gee het nie, want ons is mos nou, ons dink ons is beter, ons dink ons weet beter, ons dink wat is perfek vir ons. En dan baie keer wat 'n mens doen, mens draai na die wêreld toe. En dan wag 'n mens op die wêreld in plaas van op die Here. Waar ek gaan wag totdat iemand vir my iets kom gee. En dan kom daar miskien iets. Dan sou kom miskien 'n goeie deal of iets en jy dink, okay, kom ek neem deel. En dan verloor jy alles. En dan is jy nou kwaad vir die Here. Maar jy het jou fokus dan op die wêreld gestel. Wat het jy verwag gaan gebeur? Die wêreld het 'n perfekte man, die Here Jesus Christus, gekruisig. As die wêreld nie eens 'n perfekte man lief kon hê nie, maar 'n perfekte man gekruisig het, hoekom dink jy, sal die wêreld vir jou iets goed kan bied? En ek sê nie nou om besittings te hê is verkeerd nie, maar is belangrik dat ons besittings nie voor God stel nie. Want ons is baie in hierdie mindset van, okay, ek dien die Here, want ek het die kar wat ek wil hê. Miskien is daar 'n ander man wat elke dag werk toe loop, en dan gee die Here die kar vir hom, en dan is jou kar weg. Nou dien ek nie meer die Here nie, want ek het nie meer wat ek gehad het nie. Dit is dan wanneer jy jou besittings bo God sit, en dan word jou besittings jou afgod. Dan kan jy nie sê, maar nee, ek buig nie vir 'n beeld nie, so ek het nie 'n afgod nie. Nee, jy het 'n afgod, want enige iets wat bo die Here is, waar sonder jy nie kan klaarkom nie, is 'n afgod vir jou. En die vraag wat ek vir julle wil vra vanaand is, wat is daai ding in jou lewe, wat jy moet bereid wees om prys te kan gee, om die Here te dien? Want baie keer die dinge wat in ons lewe is, veroorsaak dat jy 'n blokkasie is tussen my en God, en dan kan ek nie die Here dien nie. Ek kan nie meer die Here ervaar nie, want ek is te worry oor, kom ons vat 'n voorbeeld, né? Ons is in die kerk of by die jeug of waar ook al, en ons bid na ons, maar ek dink, ek wil graag op daai nuwe Xbox of PlayStation by my gaan speel vanaand. Dis wat ek wil gedink, dink jy die hele tyd daaraan. En dan is jy 'n ander persoon wie totaal oorgawe kry van die Here af, en jy kry dit nie, dan bevraagteken jy, maar Here, hoekom ek kry dit nie? Maar sien jy waar jou fokus is? Jy wag op die wêreld, nie op die Here nie. Jy wag vir die wêreld om vir jou rus te gee, in plaas van om jou rus by die Here te vind. En hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Klaagliedere 3
Is eintlik Klagliedere is eintlik 'n baie mooi boek, want ja, dis vol van klagtes. Maar hoor hierso, naby aan die einde van Klagliedere. Klagliedere 3 vers 25 tot 26. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Ons wil baie keer dinge so vinnig laat gebeur in ons lewe. Hierdie ding moet gebeur, dan hierdie ding, dan hierdie ding. Ek en jy dink ons het dit uitgefigure in die lewe. Ek weet mos wat's die beste, maar dit sê hier om in stilheid te hoop. Na al hierdie klagtes wat Jeremia hierso gegee het in die boek, kom hy en hy sê, dis goed om in stilheid te hoop. Dit hoop op die hulp van die Here. En dit is dan goed. Dit is dan goed. So, hoekom soek jy dan goed van die wêreld? As die woord van God vir ons sê, hoop net op die Here. En dit sal goed met jou gaan. Maar dan moet jy vir jouself die vraag vra, wat is goed eintlik vir jou? Want baie mense dink goed is as ek hoë status het, as ek baie vriende by die skool het. En weet jy wat, kind van God? Dit is hoekom ons baie keer na die wêreldse dinge toe draai en saam met 'n crowd goeie saam met hulle doen, want ons wil probeer inpas. Ons wil kind van die Here wees. Ek soek die label van 'n Christen. Ek wil ook eendag hemel toe gaan. Come on. Maar ek wil ook deel van die wêreld wees. Wanneer die woord van God ons roep om uit te staan vir Christus, en hoe gaan jy jou lig laat skyn as jy donker is binne? Ons is verwag om ons lig te laat skyn. Hoe kan jy die sout van die aarde wees as jy deel is van die kos? As al bord kos by tafel is en jy sit net nog meer kos by, gaan nie die kos lekkerder maak nie, gaan dit net meer maak. Maar sout, so klein eintlik, word baie keer so misgekyk, want gooi net sout oor, dis 'n algemene ding. Maar die sout, al is daar min kos op die bord, die sout kan die kos lekker maak. En dit is wat die Here vir ons vanaand wil kom sê. Die Here het dit op my hart gelê en ek deel dit graag met julle. Want ek het dit net besef. Wag op die Here. En die Here sal jou bemagtig en bekragtig om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Om disippels te maak vir sy koninkryk. Matteus 28 en Markus 16 roep ons om disippels van alle nasies te maak en die koninkryk van God op te bou, om hulle te doop. Maar sien jy wat ons baie keer wil doen? Is ons wil disippels maak vir ons eie koninkryk. Is dit nie waar nie? Kom ons vat 'n voorbeeld. Ek maak disippels mooi en ek vertel hulle van die Here, ek kry hulle by die Here, maar sodat ek kan goed lyk. Sodat al die fokus op ek is, ek en ek alleen. Ek het mos hierdie gedoen. Daai sien, hy staan nie, hy was diep in die wêreld, maar ek het hom by die Here uitgekry. En Carlo, wow, prys die Here. Jy's so cool, ou. Wanneer ek eintlik moet sê, ja, die Here het my gebruik, maar die Here het hom daar gekry. Want jy sien, die woord van God sê, Paulus het gesaai, Apollos het water gegooi, het hom nat gemaak, maar die Here het laat groei. Apollos en Paulus is niks, die Here is die een wat laat groei. So maak disippels vir sy koninkryk. En as jy miskien nog nie, voel jy's nog nie reg vir dit nie, dis okay. Wag op die Here. Spandeer tyd in sy woord. Bid. Praat met die Here. Woon dienste by en spandeer net tyd met die Here. En daardeur sal hy vir jou gee wat jy nodig het om te kan gaan. Okay, want as jy dit uit jouself het gaan probeer doen, gaan jy dit nie reg kry nie, want weet jy hoekom? Ons het 'n vlees. Ons het 'n vlees wat sondig. En maak nie saak hoe gelowig jy is nie. As jy sê jy sonder sonde, lieg jy. Want ek het sonde. Jy het sonde. Jy het sonde. Ons almal het sonde. Selfs die grootste, mees gelowigste pastoor het sonde. Soos jy dit uit jouself uit gaan probeer doen, gaan jy dit nie reg kry nie. Dan gaan dit vir jou voel asof jy miskien mense tot op 'n punt bring, maar dan dwaal almal van hulle weer weg. Hierso almal weer weg, want jy fokus op die Here nie. En dan is jy kwaad vir die Here,
Hoor hierso. Jy is kwaad vir die Here, omdat hy nie veroorsaak het, dat daai persoon hom toe draai nie. Maar hoekom is jy kwaad vir hom? Want jy het hom nooit gevra vir hulp in die eerste plek nie. Dink mooi daaraan. Ek gaan het herhaal. En ek gaan sommer afsluit daarmee. Hoe kan jy kwaad vir die Here wees oor iets wat in jou lewe gebeur het, maar jy het hom nie eens gevra vir hulp in die eerste plek nie? Hoe kan die leeu kwaad wees vir die Here, omdat die bokkie nie in sy kloue gesit was nie, wanneer daar zebras net oor die heuweltjie was? Maar hy was nie bereid om op te staan, om te loop en die zebras te gaan vang nie, want dan sou ons nou genoeg kos gehad het. Dat hy nie net daaglikse brood nodig gehad nie. Jy sien, ons partykeer fokus net op wat verkeerd gaan in ons lewe. Maar die waarheid is, ons het die woord van God om vir ons te help. Die Here Jesus, en ons gaan nou Pinkster ook vier Sondag, waar die Heilige Gees is vir ons gestuur. Johannes 14, 15 en 16 sê, dat hy is ons trooster. Hy herinner vir ons aan die woord van God. Hy oortuig ons van sonde, is ons gestuur. So mag ons die Heilige Gees vra vir hulp. En dan sal hy ons help om te gaan en te doen wat die Here se plan vir my en vir jou lewe is. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie Here, dat ek die geleentheid vanaand kon gehad het, Here Jesus, om u woord net te kon bedien, my Vader. Dankie Here Jesus, dat dit so lekker is om net te praat oor u, Here Jesus, net u woord te lees, Here, u naam op te lig, Here Jesus, en net u te loof en te prys, Here Jesus. Here, ons kom vanaand voor u, Here, en ons sê, ons maak onsself oop vir u, Here, sodat u in ons lewe kan werk, soos wat u wil, Here. Want Here, Jesus, op die einde van die dag, is dit net u wat saak maak, Here. Ek gee nie om of mense my onthou nie, solank hulle u onthou, Here Jesus. Want Here, dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor u. Dit gaan nie oor Paulus wat die saad gesaai het, of Apollos wat nat gemaak het nie, Here Jesus, maar u wat die saad laat groei het, Here Jesus, in 'n plant, Here Jesus. Joch en Here, dankie dat u nuwe lewe skep. Here Jesus, help ons om Romeine 12 vers 2 by ons te hou, Here Jesus. Word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Here Jesus, mag u vir ons 'n nuwe gemoed gee, sodat ons nie deel van die wêreld wil wees nie, Here, maar dat ons deel van u wil wees, Here Jesus. Dat ons mense uit die wêreld uit na u toe sal lei, Here. Help ons, Here Jesus. Heilige Gees, lei ons, Here. Dankie vir die geleentheid, Here. En ek bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Dankie julle.